Môre al die geliefdes. Ons is nou hier in die begin van winter, né? Maar welkom om weer in die huis van die Here. Goed om julle weer te sien. Ons het net twee afkondigings. Woensdag aand 6uur is ons biduur daar in die klein sitkamertjie. En dan volgende week Sondag is daar 'n baie mooi Moedersdagdiens wat iemand vir ons gaan bring. So kom ons sien uit daarna. Kom ons bid gou, ons begin. Ons Hemel Vader, ons dankie vir hierdie nuwe dag wat U in ons lewens toegevoeg het. En dankie vir alles wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang. Ons dankie dan ook nou vir U woord, Vader, wat pastoor Jan vir ons gaan lewer. En dat die woord sal kom deur die werking van die Heilige Gees wat vir pastoor Jan sal inspireer. En dat daardie woord sal val op goeie grond, Vader, en dat ons kan leef volgens U woord. Ons dankie en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie vir so bid. Goeiemôre almal, as ek iemand gemis het net nou. Goeiemôre. 2 Timoteus 4 vers 7 sê Paulus vir ons: ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Ja, as ek dink aan wedstryd, dan dink ek aan 'n wedren. Nou die wat my al ken en gehoor het, ek is nou nie die grootste sportman in die ronde nie. Party manne hou van hulle rugby en ander van cricket en ander van tennis en so het elkeen sy sport waarvan hy hou. Ek is nie eens vir hardloop en spring en die dinge nie, so ek ry eerder, is baie makliker. So my sport is Formule 1 resies. So die wat nie Formule 1 ken nie, ek julle net so 'n bietjie vertel van dit, van hierdie wedren of resies. En dan gaan ons kyk wat die woord sê daaroor. Hulle so half vergelyk met mekaar. As jy mens kyk na Formule 1, dis nie enige een wat 'n Formule 1 drywer raak nie. Bitter min mense wat dit tot daartoe maak om in die motorsport deel te neem. So dit kort baie oefening. En dis basies hulle hele lewe by hulle toe om 'n renjaer te wees. Hulle eet, drink, doen, slaap, wedren, Formule 1 resies. Dis wat hulle doen en hulle gaan van land na land. Elke tweede week is daar 'n wedren. Maar intussen word daar geoefen. Ek weet hulle was nou onlangs in Bahrein daar in Arabië. Ek weet vandag is hulle resies in Miami en Australië en al die lande gaan hulle. Hulle doen die hele jaar lank die hele wêreld vol. Sodra hulle by 'n nuwe land kom op die nuwe renbaan, elke renbaan is verskillend met sy eie draaie en gevare en dinge. Dan oefen hulle nou eers. En dan voor die wedren, dan is daar nou, dan ry hulle vir plekke. Dan ry hulle teen mekaar om te kyk wie gaan nou eerste wegspring. Tot die dag van die wedren. So daar's baie voorbereiding. En dit kort baie toewyding, dedication, hè? Hele lewe draai daaroor. En dan het die manne nou se motors is spesiaal 'n sekere grootte en gewig en hoogte van die grond. Daar's so baie reëls. Verskriklik baie wette en reëls om dit. En hulle self ook, hulle spesiale klere wat hulle dra. Nou, ons in die mynbedryf ken dit as PPE, né? Personal Protective Equipment. So beskermende drag, beskermende klere. Hulle het 'n helm aan en 'n beld. Hier is 4 vaste pakke in geval die kar brand, dat hulle nou nie brand nie. En 'n nierbelt en skoene en handskoene en al die tipe goede het hulle aan om hulle te beskerm sou hulle in 'n ongeluk kom. En so breek die dag aan en hulle staan op hulle plekke wie eerste, tweede, derde wegspring. Almal is nie ewe vinnig en ewe goed nie. Want niemand is dieselfde nie. En dan gaan die roebord groen en hulle ry. So verskillende bane, verskillende lengtes. So dit bepaal hoeveel keer hulle nou om hier rond te ry. 40, 50, 60 keer, wat ook al, hulle moet 'n sekere afstand af lê in daai tydperk. En dan ja, dit is so 'n geweldige vinnige ding. Maar tog moet die mense nou stop
met die motor, een of ander tyd, in die pitstop, wat hulle gou weer petrol volmaak en nuwe bande opsit, en kyk dat alles met die motor reg is. En soos hulle ry, kry hulle heeltyd praat hulle met die spanbestuurder, of die ingenieur, om te sê, jy moet bietjie stadiger om hier draai, of bietjie vinniger, jy kan nou nog 3 maal omry met die stelbande, dan moet jy stop, anders gaan jy pap band hê. Ag, dankie Here, daar is nie pottels op die renbane nie, so een ding wat hulle nie hoef te bekommerd te wees nie. Maar hy bepaal, hy sê, hy bestuur basies, praat hy die hele tyd met die drywer, en sê wat hy moet doen. En die hele span hou hom dop op TV-skerms, en het allerhande rekenaars, hulle sien wat is die temperatuur van die motor, selfs wat is hier persoon se temperatuur en hartklop monitor hulle, en al die goed hou hulle heel tyd dop as 'n span. En as die man dan nou daar in die pitstops inry, staan hulle gereed, hulle wag vir hom. Dis 'n klomp. Seker 22 mense. En is net 'n paar sekondes en eers daar gaan hy weer. Aanmeries, nuwe bande, petrol, alles vol. So dan tot op die ou einde. Dan is daar iemand wat wen. Maar is 'n tweede plek en 'n derde plek ook. Maar op die ou einde gaan dit oor hoeveel punte hulle kry. So die einde, die laaste wedren van die jaar, beteken nie noodwendig die een wat eerste kom wen nie. Hy kan 4de of 5de kom en nog steeds wen, as hy genoeg punte deur die jaar bymekaar gemaak het. So die een met die meeste punte op die einde van die dag wen. Natuurlik, die voorste plekke kry meer punte as hy agterosse, wat ook laaste inkom, hulle kry nou minder punte. So gaan staan hulle dan op 'n podium, en 'n lied word vir hulle gespeel, hulle stem van hulle land word gespeel vir die wenner, en so ontvang hy dan nou die grootste beker, die eerste wenplek, en die tweede en die derde een, en hulle vier fees, hulle is bly, die hele span is bly. Kyk, as hy daar stop en uit die motor uitklim, dan is dit druk en spring en groet en omhels, en almal is bly, almal wil fees vier, en hulle spuit mekaar met champagne en al hierdie tipe dinge. Maar kom ons kyk, wat sê die woord daarvan? As 'n Christen het 'n mens geloof nodig om te wen in hierdie wedloop van ons. Ons het geloof nodig. Kom ons kyk, wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Kyk weer na vers 1. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Soos die renjaars ook. Hulle visualiseer. Hulle gees is ook sien hulle al klaar. Hulle wen. Want hulle fokus op die eindpunt. Almal wil wen. En net soos is dit met ons almal. Ons almal wil hemel toe gaan tot eendag. Ons wil nie hel toe gaan nie. Ek het nou nog iemand gekry wat wil nie, maar ek sal dit nie aanbeveel nie. So wil almal wen. So ons visualiseer klaar, eendag gaan ons in die hemel eindig. Soos die renjaer, hy wen op visualiseer, hy visualize hy wen en die trofee. En dis motivering en dis iets om na uit te sien. Maar ja, dan die mense moet fokus. As die renjare soos hulle moet fokus op die pad en so verskriklike vinnige sulke hoë spoed wat hulle ry. Moet daar gefokus word om die draaie. Anders ry jy in die muur vas of in 'n draad vas. En net soos hulle fokus, moet ons fokus op Jesus wees. En dan lees ek in Hebreërs 12 vers 1, daarom dan twyfel ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons. Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding die wedloop loop wat voor lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde van hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
So die kernpunt is hierso vers 2, die oog gefestig op Jesus. Ons kan nie hier wedloop, loop van ons hier lewenswedloop, as ons oog nie gefestig is op Jesus nie. Ons kan net nie sonder hom nie. En dan omdat hierdie renjaars, ek meen, hy moet dan kan glo, hy gaan die wedstryd wen. En ons as Christene, om ons geloof te behou, om hierdie wedloop te loop, is 'n sekere karakter nodig. Die renjaars, hulle het 'n sekere karakter. Selfs soos enige sport, 'n rugby speler het weer sy karakter. En so met elke sport onder die son is daar spesiale karakter wat 'n spesifieke sport doen. Maar vir ons lewenswedloop, Christen se karakter, kry ons in Galasiërs 5 vanaf vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dis hier karakter wat ons moet hê om geloof te behou. En ons oog gefestig op Jesus, moet ons hierdie karakter van die vrug van die Gees hê. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis nie altyd maklik nie. Maar soos enige ding in die lewe is dinge nie net maklik nie. Die goeie dinge vat tyd en dit vat moeite. En dan, soos die beskermende drag wat hierdie renjaars dra, al hierdie pakke klere van hulle en die helm en nieuwbelde en spesiale vuurvaste klere, het ons ook 'n spesiale drag nodig. En dit word vir ons mooi verduidelik in Efesiërs 6. Die wapenuitrusting van God. Om al hierdie dinge van die vrug van die Gees te kan volbring, die liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid, het ons die wapenuitrusting van God nodig. Anders gaan ons nie regkom met dit nie. Ons gaan dit net nie reg kry nie. Ek lees af vanaf vers 10, Efesiërs 6. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons kan nie self kragtig word nie. Ons kan net kragtig word in die Here met die hulp van Jesus. Trek die volle wapenuitrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen bose geeste in die lig. Dis nie fisies iets wat ons sien nie, is iets geestelik. Vers 13, daarom neem die volle wapenuitrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Wat wil ons volbring? Ons wil by die eindstreep uitkom, ons wil die ewige lewe beerwe. Vers 14, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid, omgord met die borswapen van die geregtigheid aan. En skoene aan jou voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Daar is so baie pyle wat na ons toe gevuur word deur Satan, om elke hoek en draai is hy ietsie. Hy probeer net sy bes. En ons moet so waaksaam wees. Ek het pastoor Pieter praat nou oor musiek. Toe sê ek, musiek is so lekker partyliedjies. Almal hou van musiek. Maar kyk wat party mense sing. Mens moet die woorde luister. En onskuldige liedjie kan 'n mens negatief maak, negatief beïnvloed. So 'n bekende sanger, ek kan nou nie sy naam noem, want ons goed gaan op YouTube. Maar hy spreek soveel slegte dinge oor homself as hy sing. Sonder dat mense dit besef, dit klink na 'n pragtige liedjie. 'n vrot pompoen en 'n stikkende skoen en 'n trekker wat se tyre lek en. Dis nie goed nie, dis negatief. Hy spreek negatiewe goed oor sy eie lewe. Vers 17, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees,
die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die woord van God, ons Bybel. So is daardie pitstop, wat die renjaars maar altyd vat, om gou 'n bietjie petrol vol te maak, en nuwe bande. Ons as mense, partymal in die lewe kom ons wiele ook maar af. Moet ons ook maar stop. Want God self het 'n rusdag gevat. Hy het die Sabbatdag gemaak dat ons kan rus. 6 dae gewerk, rus die 7de dag. Almal moet rus. Dis waarvoor die Sabbat daar is. So ons moet bietjie stop en rus. Ons kort daai pitstop. En daai petrol wat ons kort. Woensdag gaan se bid hier. Sondag se byeenkoms, soos nou. Bybel lees, stilte tyd. Dis alles petrol vir ons gees, wat ons nou weer laat aangaan, wat ons weer kans sien vir nog 'n ronde, vir nog 'n dag. En dan kan ons dit nie doen sonder spanwerk nie. Geen sport of resies of wedloop kan gebeur as aan die spanwerk is nie. Ek meen, ons bekendste sport in Suid-Afrika, rugby. Niemand kan die wedstryd wen as die hele span nie saamwerk nie. Dieselfde met die Formule 1 wedren. Dis nie net die renjaer nie. Hy kan nie sonder die span nie. Ek meen, net sy tegniese span is in die 20 mense wat saam met hom rondtoer en al die dinge kyk en die kar in stand hou en kyk na sy gesondheid en fisio en ek weet nie wat se dinge al is nie. Dit is 'n verskriklike ding. Maar saamwerk is al hoe ons hier wedloop kan wen. Ons kan dit nie alleen doen nie. Dan sien ek daar in 1 Korintiërs 12 vers 12 of vanaf vers 12. Dit gaan oor spanwerk. Die eenheid van die liggaam. Nie teenstaandig die verskeidenheid van lede. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie, een liggaam, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne. En ons is almal van een gees deurdronge. So dit maak nie saak mooi of lelik, lank of kort, duidelik soos ek of maar soos 'n riet nie. Griek of Jood, Afrikaans of Engels, Frans of Italiaans nie. Daar is een God, daar is een gees. Daar is een ware woord. So dit maak nie saak van wat se denominasie ons is nie. Daar is nie 'n ding vir my. Vir my bestaan daar nie 'n ding soos 'n NG Kerk en 'n AGS Kerk en 'n volle evangelie en al die kerke wat ons kry nie. Ons almal het dieselfde doel. Ons wil die wedloop wen en ons gebruik een Bybel en daar is een God ons aan bid. Dat is nie verskillende gode nie. Maar elkeen hardloop die wedstryd verskillend. So ons het nou maar verskillende denominasies. Ek was self in 'n hele paar van hulle, so ek praat nie sleg van hulle nie. Maar ons is almal een liggaam. Soos ons een liggaam hier is ons maar 'n klein gedeeltjie. Die hele liggaam is die hele wêreld se Christene. Nie kerk nie. Kerk is 'n gebou. Die kerk, die ware kerk is ons, is die liggaam. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete,
ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. So ons lede, ons broers en susters, wat sukkel nog en worstel met dinge, ons moet hulle oorvloedig eer, ons moet hulle help. Dis deel van ons werk. En so het ons sierlike lede oorvloediger sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. So vir God is een nie beter as die ander een, en slimmer en dommer en ryker nie. En dan moet nie verdeeldheid wees nie. Ons sien dit so baie in baie gemeentes en onder baie mense, dat daar verdeeldheid tussen mense is, oor klein goedjies waarmee hulle nie saamstem nie. Vers 26, en as een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar die hele is die liggaam van Christus, en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes, van gesondmaking, helpers, regeringe, en allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlei. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog uitmunterder weg. So ons gaan nog 'n beter weg kan sien, as ons by dit bly. Selfs met die renjaars. Almal is nie renjaars nie. Almal is nie die mechanic nie. Almal is nie spanbestuurder of die tegnikus nie. Elkeen het sy eie deeltjie, maar die een kan nie sonder die ander een nie. En dit is so met ons mense, ons die een kan nie sonder die ander een nie. Ons het mense om ons nodig. Ons het al die lede nodig. Om mekaar te bemoedig. Om mekaar te bid. Mekaar te bid, mekaar by te staan, mekaar moed in te praat en hoop. Tot sover vandag van my kant. Baie dankie. Sluit net so af. Hemelse Vader, ons kom voor U en sê baie dankie vir U beskermde hand. En dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat ons nog 'n nuwe dag gegee is. Dat ons nog 'n kans gegee is om reg te maak. Om hier wedloop van ons op die regte pad te loop. En ek bid dat elkeen hierso vandag en myself by U reëls van hierdie wedloop sal hou. En U woord leer ken, sodat ons die eindpaal kan maak en so dan eendag die ewige lewe kan beerwe en die kroon kan ontvang van U. Ons bid dit alles net uit U groot genade in die naam van Jesus. Amen. Dankie. Amen. Ek verstaan ons gaan nog 'n liedjie sing. Nommer 37 in die boek, 37. Ja, is het